Goeiedag en hartlik welkom hier by Reguit met Robinson op Litnet. Versigtige optimisme heers onder kritici oor die nuwe riglyne vir die omstrede wysigingswet op wette op basiese onderwys, bekend as die Bella-wet. Kritici meen die maatreël was vroeër spesifiek gemik op die ondergrawing van Afrikaans in staatskole. In die voorgestelde wetswysigings toe sou die finale seggenskap oor taal- en toelatingsbeleid by provinsiale hoofde van onderwys berus en nie meer by die beheerliggame nie. Maar dit verander nou. Die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole, FETSAS, se uitvoerende hoof, Dr. Jaco Deeken, verwelkom die nuwe riglyne, maar het ook voorbehoude. Hy is ons gas. Welkom Jaco. Die prentjie het natuurlik Baie dankie, Freek. dat daar's deesdae 'n DA minister van basiese onderwys. Het dit 'n groot verskil gemaak? Freek, dis nog so bietjie vroeg om te sê. Ek dink die minister slaan nog vure en sy het 'n direkte oppositie veral van die vakbond SADU wat natuurlik uit die ANC kamp uitkom. So ek dink dis nog 'n bietjie 'n skouerskiedery en ek dink die minister kan verseker haar stempel baie beter afdruk, veral met die betaalkrisis. Die swee begin klap, maar ek dink ons beweeg in die regte rigting, maar stadiger is wat ons graag wou gehad het. En julle kontak met haar as persoon, hoe is die atmosfeer? Baie goeie kontak. Ons probeer, soos met die vorige minister, om gereeld te skakel, op 'n hoë vlak te skakel. Ek en die minister praat ook direk met mekaar. So die kommunikasiekanale is oop. Sy het 'n kantoor wat ook baie uitreik of meer uitreik as die vorige minister, wat baie positief is. Ek dink sy besef ook dis 'n prioriteit om te luister na die verskillende stemme in die sektor, veral omdat dis 'n onbekende sektor vir haar. Sy's 'n uitstekende woordvoerder en 'n goeie persoon om te luister, maar daar's 'n klomp tegniese goed in die stelsel wat sy moet verstaan. So ons is dankbaar dat sy oop is om ten minste te luister na voorstelle en dan ook te luister na advies wat aan haar gegee word. Nou, na al die drama en die teestand wat daar is in die openbaar, lyk dit asof daar nou 'n soort van 'n konsensus begin gebeur. Wat sou jy sê is die belangrikste positiewe dinge in hierdie nuwe riglyne? Ja, Freek, dalk moet ek begin deur te sê 'n riglyn het absoluut geen regskrag nie. So 'n riglyn is 'n riglyn. En ek dink in die minister se dokument sê sy dit ook duidelik dat daar doel met hierdie riglyn is eerstens om die tegniese terme wat in wetgewing gebruik word te vereenvoudig dat die gewone man op straat en die amptenaar en die onderwyser en die lid op die beheerliggaam verstaan wat die bedoeling van die artikel is aan die een kant. Maar ook aan die ander kant dat ons ten minste 'n gesamentlike verstaan het, op dieselfde bladsy kom om hierdie ding te verstaan as dit nou geïmplementeer moet word. Nou dit sou baie handiger gewees het as daai dokument in Januarie gepubliseer is, maar in die meeste provinsies die opleiding klaar plaasgevind oor hoe die wet toegepas moet word. Ek dink die belangriker deel vir ons is nie die riglyn nie. Die belangriker deel is hierdie proses waarmee ons nou besig is van regulasies skryf. En daar was ons in verskillende taakspanne wat die regulasies skryf proses gedryf het. En hierdie regulasies, en ek dink ons is so in so 7 taakspanne gewees, en hierdie regulasies gaan dan nou hier van einde Junie af, gaan die eerste stelle vir openbare kommentaar gepubliseer word. En net gou 'n regulasie is wetgewing. Dis ondergeskikte wetgewing aan die skolewet, maar dit het regskrag in wat 'n riglyn natuurlik nou nie het nie. Nou, in daai positiewe kommentaar wat julle oor die riglyne het, wat is dit spesifiek wat jou opval? Ja, ek dink dit gee 'n bietjie meer duidelikheid vir 'n klomp amptenare wat op hierdie stadium nog rondtel en dalk wonder hoe werk hierdie wet. Veral iets soos, kom ons vat die bepalinge oor taal wat vir die Afrikaanse gemeenskap belangrik is. Maak die minister 'n belangrike opmerking daar in die taalklousule wat sê onderwyshoofde moenie 'n beheerliggaam in 'n skool nader om 'n taalmedium te verander as die skool reeds vol is nie. Nou dit staan nie so in die wet nie. Maar dit is tog baie prakties, want die oomblik wat iemand met 'n vol skool gaan karring oor taal, dan kom daar 'n klomp aan die emosie los. Nou as ou net gaan kyk na die klousules in die wet, dan is dit maar 'n paar bepalinge oor taal en oor toelating, maar as jy nou gaan kyk hoe die minister die goed gaan omskryf het in die riglyne, het sy onder toelating het sy 25 items van riglyne gaan gee en onder taal 21, so sy het geweldig baie gaan uitbrei.
En ook handige goed met wat moet 'n beheerliggaam alles in ag neem as ek nou hierdie beleid opstel en aan die ander kant as die onderwyshoof dan nou 'n besluit moet neem en dis 'n einde van die proses besluit, dis nie inmengingsbesluit nie. Wat is daardie faktore wat aan ag geneem moet word? So ek dink dis mooi omskryf, maar daai punte moet nou mooi vasgemaak word in 'n regulasie om dit dan nou regskrag te gee. En uiteindelik dink jy dit sal moontlik wees vir 'n skool om te bepaal of 'n beheerliggaam om te bepaal wat sy taalbeleid is, of is dit nou maar net soort van mooi praatjies nou, maar moeilikheid later? Nee, Freek, ek dink die skolewet is baie duidelik. Daai verantwoordelikheid bly steeds die beheerliggaam se verantwoordelikheid. Ek wil dit beklemtoon want ek dink daar's verwarring in die media om te sê beheerliggame bepaal dit nie meer nie. Hulle bepaal dit. Die wet gee daai verantwoordelikheid vir die beheerliggaam beide met taal en met toelating. Terloops, ek moet dalk die opmerking maak. Dis nie 'n vreemde konsep dat die onderwyshoof 'n finale sê het oor toelating. Al 13 jaar gelede het die Grondwethof in die Rivonia uitspraak dit bevestig. Maar daai finale besluit is 'n eindprosesbesluit. Dis nie onderwys so wat kindertjies in die hand vat en in 'n skool begin insit nie. So daar's 'n bepaalde proses wat wel gevolg moet word. Maar dit beteken dat beheerliggame weer baie mooi moet gaan kyk na die beleide. Kan ons elke item in daardie beleid regverdig as ons by toelating kom en by taal kom? Ek dink solank ons praat spesifiek Afrikaans, as daar Afrikaanse kinders in 'n gemeenskap is, moet die kinders tog iewers kan skool gaan. So om voorkeur te gee byvoorbeeld aan 'n Afrikaanse kind om 'n skool vol te hou, gaan 'n vorm wees van diskriminasie wat ek kan regverdig. Dit gaan 'n billike vorm van diskriminasie wees. Ek meen in Gauteng moet jy amper verby 20 skole ry voordat jy die eerste keer 'n keuse het van 2 Afrikaanse skole en daar's tog steeds Afrikaanse kinders. En die laaste belangrike ding is 'n nuwe regulasie wat ons nie voorheen gehad het nie wat nou op pad is 'n regulasie wat handel oor die bepaling van kapasiteit. Met ander woorde, hoeveel kinders kan in daardie skool wees? En daardie regulasie gaan dan objektiewe kriteria bevat wat ons gaan toepas en 'n sommetjie gaan maak om te sien hoeveel kinders in die skool gaan kom. En ek dink dit gaan hierdie subjektiewe bekleierery en die emosies by die hek bietjie wegvat, want nou het ons kriteria om te bepaal wanneer is 'n skool vol. Wel, dit blyk vir my in elk geval asof moedertaalonderwys nou erken word as belangrik binne die skole opset. Verseker, ek dink die minister en dis een baie positiewe aspek van die minister is hoe sterk sy vir moedertaalonderrig uitkom. Nie net Afrikaans nie, maar regtig te sê in ons verskillende taalgemeenskappe moet ons baie meer doen om taal te bly bevorder. En ek dink dis vir my en vir FETSAS belangrik van meet af gewees dat ons weet hoe lyk die voordele van moedertaalonderrig. Ons sien dit in ons eie gemeenskap. Ons sien dit in die uitslae van Afrikaanse skole. Maar ons is dit ook belangrik dat hy dieselfde voordeel kan gee vir ons Zulu, Xhosa en Pedi sprekende leerders en ons minister is baie ontvanklik daarvoor. Maar aan die einde van minister Motshega se termyn het sy ook nogal 'n uitdraai gemaak oor onderrig. Waar sy baie pro-Engels was sy veral na die laaste paar maande gesê maar ons moet ernstig begin kyk na moedertaalonderrig, na al daai taal ek kan amper sê fiasko's uitgekom het hoe sleg dit gegaan met ons kinders se leesvaardighede en verstaanvaardighede. So daar's 'n groot dryf om te sê moedertaal, maar ook veeltaligheid in dieselfde pakkie. So dis versekerde 'n stap in die regte rigting. So Afrikaans gaan daardie beskerming bly geniet as ons kan seker maak dat die ander taalgroepe ewe passievol gaan wees oor hulle eie taal op skool. En dan miskien net dinge wat negatief is, wat jy verwag het daar moet wees en wat daar nie is nie. Ja, Freek, ek dink die lastigheid van die wetgewende proses, dis geweldig stadig, nê. So die eerste skryf van daardie skolewet, die Bella se eerste weergawe is in 1 Oktober 2017 gepubliseer. Weet so, ons het van daar af met hierdie proses begin en goed wat intussen bygekom het is kunsmatige intelligensie was nie ter sprake in 2017. Al die lesse wat ons in COVID geleer het van hoe ons op afstand onderrig kan gee en ander maniere kan doen, het in 2020 plaasgevind en niks van daai goed is ingeskryf in hierdie wet nie. En ek dink ook in daai proses was dit nog 'n baie dominerende sterk ANC met 'n baie sterk SATU wat die septer geswaai het en polities waai die winde verseker nou anders. So daar's 'n klomp goed in daardie wet wat ek dink ons baie beter kon doen of lesse wat ons geleer is wat ons nooit kon invoeg nie. So ons beroep op die minister was
begin dadelik met die volgende proses om die skolewet te wysig. Want dit waar ons praat is 2017 sake. Ons moet 2025 sake begin gesels. Lyk 'n skoolkampus nog, dis net een plek. Tot watter mate kan ons tegnologie inspann? Hoe gaan kunsmatige intelligensie en die gebruik van tegnologie hierdie stelsel verander? Kan ons dalk met minder personeel dalk meer doen? Weet, en dis die goed wat nie noodwendig daar aangespreek is nie. Natuurlik weet ons die ANC het 'n baie sterk ideologiese stroom in onderwys gehad en ons sê al die politiek uit die stelsel uit. Gee meer magte aan die plaaslike gemeenskap wat eienaarskap vat oor die openbare skool en maak dan hulpbronne los vir daai skole wat nie die vermoë het nie om hulle beter en meer te kan bystaan. Met ander woorde, hierdie een skoen wat vir almal pas model werk nie eintlik nie. Kom ons gaan kyk weer om 'n gemeenskap te bedien wat daai gemeenskap se omstandighede in ag neem. Dit blyk ook dat daar nou baie groter klem lê op konsultasie, dat gemeenskappe moet deel wees van 'n besluit wat toegepas word. Freek, jy's 100% reg, maar ek meen as ons nou kyk na ons 22.381 openbare skole en jy vat 'n prentjie van hoe dit regtig by daai skole gaan, dan gaan 80% van daai openbare skole funksioneer nie soos wat hulle moet funksioneer nie. Hulle is nog vasgevall in 'n ou staatsskoolmodel asof die staat gaan moet kom red. En daai prentjie gaan nie vinnig verander tot gemeenskappe eienaarskap begin vat van openbare skole nie. Nou weet ek in baie van daai gemeenskap praat ons net van armoede nie, ons praat van diep armoede. Diep ellende is daar. So daar moet 'n sterker vorm van hulp kom in daardie gemeenskappe om eienaarskap te kan vat. Ek dink byvoorbeeld aan ons kerke, ons geloofsgemeenskap, ons nie-regeringsorganisasies. Dink ek kan 'n baie sterker rol begin speel in daardie 80% skole wat swaar kry. Maar dit gaan nie vinnig verander as gemeenskappe nie besef dis 'n bate in my gemeenskap waarvoor ons as gemeenskap verantwoordelik is nie. Wel, jy het gepraat oor die politiek moet uit die situasie uitgeneem word. En mense kan sê, wel, dit is maklik om so te sê, maar wat gaan in die praktyk gebeur? Gaan die ANC regtig nou terugleun en sê, ja, wat die DA, ons aanvaar julle beleid en dit is reg so. Nee, Freek, ek ons wil regtig droom dat politiek uit onderwys uitgaan, maar daar's altyd emosie by 'n skool, nê? En ek meen as daar kleinste insident by 'n skool, dan ontaard dit nogal 'n politieke sirkus. Daar's daar rooi T-hemde buite die klub, buite die skool en dan geeles en dan bloues en hoe dit ook al sy. Maar wat ons bedoel met politieke inmenging is op 'n stadium moet ons vir mekaar sê dit wat binne in die klaskamer gebeur is 'n opvoedkundige proses. En daar moet ons nie toelaat dat die politiek daarin speel nie. Dan moet ons opvoedkundige leiers kan sê, hier's die belangrike opvoedkundige beginsels en riglyne. Hoe die kurrikulum moet lyk, hoe assessering moet lyk en hoe die postevoorsieningsmodel moet lyk. Daar moet die politiek uitkom. Maar onderwys en ons politici herinner ons gereeld aan iets soos societal matter. Dit gaan altyd hoog op die agenda van politici bly, maar ons sê hou dit buite die klaskamer dat ons nie onderwys in daardie proses ontwrig nie. As ons gaan kyk as FETSAS ook voor elke verkiesing, maar wat die politieke partye in hulle manifest sê oor onderwys. En ons kyk veral daarna om eienaarskap in gemeenskappe te hou, maar ook die spanderingspatroon. Want ek kry die idee dat baie van ons politici dink as ons meer geld in die stelsel gaan gooi, dan gaan die stelsel beter presteer en die teendeel is eintlik waar. Ons moet dit wat daar is beter doen. En daar het jy 'n politieke wil nodig om nie kaders te beskerm in poste nie, maar om ontslae te raak van mense wat nie hulle werk doen nie. En ek dink dis waar politieke leierskap baie sterker gaan moet wees om te sê ons het 'n professionele stelsel met bureaukrate nodig wat nie 'n politieke bedeling dien nie, maar die kinders van die land. En ek dink dit is meer waar my gedagtelyn hardloop as ek self politiek uit, dat ons die fokus by regte punt plaas. Nou jy is seker ook besig self met inligtingveldtog landwyd om te kyk hoe beheerliggame beter kan verstaan wat besig is om te gebeur en wat moet gebeur. Ja, Freek, dis nou lekker. Ons span personeel toer oor die hele land. So ons belleopleiding is taamlik afgehandel. Nou gaan dit oor die toepassing om beheerliggame bewus te maak van wat hulle moet doen. Want elke keer as 'n wet in die verlede gewysig is, dan toets die amptenare die grense. En die toelatingsproses was eintlik verlede jaar klaar afgehandel voordat die wet onderteken is. So die taal en toelating gaan vir die eerste keer eintlik nou getoets word met die toelatings van 2026.
So ons is gereed met 'n litigasiestrategie indien amptenare dit sou oortree en om leer skole bewus te maak van wat is hulle regte. Tot waar kan 'n amptenaar bepaalde instruksies of versoeke deurstuur en dan veral om skoolhoofde te beskerm, om nou nie hier in die middel vasgevang te word tussen jou werkgewer en 'n beheerliggaam nie, maar dit is oor taal en toelating handel dat die departement direk met 'n beheerliggaam sal gesels en dat daai prosesse reg gevolg word. En die beste manier om beheerliggame toe te rus om dit te doen is deur opleiding en deur inligting. En dis ons voorreg om dit te doen. Maar die hele proses is natuurlik daarop gemik om onderwys te transformeer. En daar kan verskille wees oor wat transformasie beteken, maar die doel is daar moet 'n pleister kom op dinge wat sleg is. So wat is dit in die besonder wat jy dink sleg is in die onderwys op die oomblik wat in hierdie proses aandag moet kry? Vreek, die hartseer in die stelsel is dat die geld wat die parlement aan onderwys toewys, wat baie keer ook tot 25% van ons land se begroting gaan baie jare na onderwys toe. En dan kom daai druppeltjie water by die skool uit. En dit maak dat skole op voetsoolvlak eintlik geweldig swaar kry. Weet, terwyl ek en jy nou met mekaar gesels, is daar 29,000 vakante onderwysposte in die land. Dis die middel van die jaar. Hoe is dit moontlik dat daai geld wat klaar aan die provinsies oorbetaal is, net eenvoudig nie by die onderwysers uitkom wat voor ons kinders moet gaan staan? Die McKinsey verslag van wêreldonderwysstelsel so 'n paar jaar terug maak die goeie opmerking dat die kwaliteit van 'n onderwysstelsel kan nooit die kwaliteit van jou onderwysers vooruitgaan nie. So dat jou plafon van jou stelsel bly 'n goeie onderwyser. En die realiteit is, ons kan praat oor hoeveel handboeke ons uitgedeel het en hoeveel projekte aan die gang is, maar as daar vandag 'n kind is wat honger is by 'n skool, want daar's nie geld vir 'n voedingsprojek nie, of 'n kind wat 15 km moet skool toe stap en die vervoer het nie opgedaag nie. En nou kom ek by die skool en daar's nie 'n onderwyser nie. Is sy geleefde werklikheid, die stelsel het misluk. Dit in 'n provinsie soos KwaZulu-Natal het die wiele heeltemal afgekom. Daar's nog geen betalings aan skole gemaak vir hierdie jaar se norme en standaarde geld nie. Die Oos-Kaap, ek praat nie Oos-Kaap, ek kyk net hier op my lysie, 5.500 vakante poste in die Oos-Kaap. Daardie twee provinsies het nie die vermoë om hulle self reg te ruk nie, en dit gaan groot politieke leierskap en wil van die minister en die kabinet verg om hulle byvoorbeeld onder administrasie te plaas. Nou, provinsies soos KwaZulu-Natal waar daai magsbalans polities so fyn balans is, dink ek is daar meer politieke faktore wat die leiers in ag neem of hulle so ingreep moet oorweeg al dan nie as wat dit 'n onderwysbesluit gaan wees. Maar vreek, ek raak nie moedeloos nie, want ek sien ook hoe ongelooflik gewone skole presteer met gewone onderwysers en gewone kinders wat ten spyte van omstandighede goeie onderrig gee en regtig vir daai kinders hoop skep. En dis die tipe skole wat ons as die bloudruk moet gebruik om te sê, onder dieselfde omstandighede, net af in die straat is hier 'n skool wat 'n sukses maak van dit wat daar moet gebeur. Hoe kan ons dit repliseer en dupliseer in die res van die provinsie en die res van ons dorp? En ek dink daar's baie lesse by mekaar te leer. Wat is die terugvoer wat jy kry van ouers? Freek, die vraag is wat se ouer? Ek kan 'n ouer in een van ons topskole vra, hoe voel jy oor jou skool? En hy besing die lof van goeie onderwysers, goeie onderrig, goeie fasiliteite. En dan kan jy dieselfde dorp in die straat afry en vir 'n pa en 'n ma vra hoe gaan dit by daai skool? Wat pa en ma nie eens weet nie. Totaal apaties en wegstaan of ouers wat vir jou sê, weet jy wat in jou kind se skool aangaan? Nie eens weet wie die onderwysers is nie. So dit is regtig uiteenlopend. Die breë gevoel wat ons egter kry, as ons so deur die land en deur die provinsies gaan, almal het eintlik 'n belang by onderwys. Oupas en oumas en paas en maas, maar ons weet net nie altyd hoe sterk ons stem as gemeenskappe oor onderwys is nie. Ek het 'n sakeman wat my kom gesels einde verlede jaar. Hy sê wil graag geld vir onderwys gee. Wat is die beste manier? Moet tyd vir die departement vat. En ek het vir die sakeman gesê, begin by die skool of skole waar jou werknemer se kinders is. Dis waar jy die verskil gaan maak. Begin op plaaslike vlak. Kyk daar in jou administratiewe kantoor is daar tog mense met goeie finansiële kundigheid. Gaan vra vir die skole, kan ons vir julle dalk iemand stuur na die beheerliggaam te koopteer van ons finansiële kundiges op jou skool se finansiële komitee.
So dis nie 'n miljoen rand wat jy van die nasionale departement gee nie. Dis daai belegging wat jy in jou gemeenskap maak om daar betrokke te raak. En daar's sulke sakemanne. En ek dink veral in ons swart gemeenskappe sien ek toenemend dat ons swart jong professionele mense weer teruggaan na hulle eie skole toe om te sê, hoe kan ek nou hierdie skool help? Om met my regskennis, met my finansiële agtergrond, my besigheidskennis wil ek vir my ou skool iets begin doen. En hoe meer ons daarvan gaan sien, hoe sien ons meer eienaarskap en is dit ook rolmodelle vir daai kinders in die skool om te sien, my maggies, hier's 'n rekenmeester, hier's 'n CA, hier's 'n dokter, hier's 'n onderwyser wat uit ons gemeenskap gekom het, ek kan dit ook doen. Die punt wat jy nou aanraak beteken eintlik dat bestuur in skole is nie wat dit moet wees nie. 100% waar Freek, ek dink ons sit met 'n leierskapkrisis. Die departement wil nou elke keer senior amptenare na skole toe stuur om goed te gaan regryk. Maar jy weet in elkeen van daai 22.381 skole is daar klaar 'n senior amptenaar en ons noem dit die skoolhoof. En ek dink in daai 80% disfunksionele skole is jou grootste krisis gewoonlik die leierskap. En daarom gaan departemente die sweep moet klap om te sê ons het genoeg gesukkel tot hier, nou moet ons van mense ontslae begin raak. En daar's 'n nuwe generasie wat wag om daai leiersposisies oor te neem en verantwoordelikheid te aanvaar, maar dan gaan 'n mens ook moet kyk na die uitdaging van vakbonde in die stelsel. Nie praat ek spesifiek van SADU. Dat jy sit in baie van hierdie skole met twee magspunte. Hierdie skole wat 'n bepaalde besluit neem en as jy hoof 'n instruksie gee, dan kyk hy hele personeelkamer na die vakbondverteenwoordiger. En as daai vakbondverteenwoordiger sê ja, ons gaan dit doen, dan voer hulle opdrag uit en as daai vakbondverteenwoordiger nee sê, dan is daai arme skool of eintlik in 'n skaakmatposisie. En dit gaan verg dat die minister en die DG en al 9 provinsiale LER'e en onderwyshoofde baie sterk moet gaan kyk na die bevoegdheid van skoolhoofde en daai vrotappels of onderpresterende skoolhoofde uit die stelsel uitkry dat ons sterk leiers daar kan kry. Is jy positief dat hierdie riglyne 'n duidelike pad aandui en dat ons nou sal begin aksie sien? Freek, ek dink nie die riglyne gaan die traject op hierdie stadium verander nie. Die riglyne gee vir ons eintlik weer 'n beter idee van waartoe die minister mik. Maar die regulasies gaan aan Bella eintlik die inhoud gee, maar die werklike verskil gaan oor gemeenskappe wat gaan eienaarskap vat. En ek dink dit is waar ons die verandering in onderwys gaan sien. Want ons weet, ons land se toppresterende skole en skole waar dit goed gaan, is waar gemeenskappe saamwerk. En tot ons dit nie op voetsoolvlak gaan regkry nie, kan ons al hoe meer papiere begin uitstuur. Dit gaan ook nie daar 'n verskil maak. Selfs met geld ook. Die verskil kom by op voetsoolvlak. Ek het die regte skole, ek het 'n gemeenskap wat ondersteun en 'n ondersteunende rol van 'n departement, nie 'n opponerende rol nie. Geen net 'n prentjie van wat vorentoe nou moet gebeur? Ek dink die korttermyn waarna alle Suid-Afrikaners moet uitkyk is die oomblik wat hierdie regulasies gepubliseer word, gaan dit vir kommentaar wees om dan wel kommentaar te lewer. En veral die Afrikaanse gemeenskap het goeie kommentaar op Bella gelewer destyds. En nou gaan hierdie regulasies met spesifieke knelpunte handel. Ek is opgewonde oor die regulasies oor kapasiteit. Ons het lankal daarvoor gevra en ons het die model vir die departement gegee wat in ons lidskole werk. Dan moet ons kommentaar lewer oor taal en toelating. Ek dink is so belangrik dat ons as gemeenskappe weer ons stemme daar laat hoor. En ek vermoed dat dit sal, as ons deur 'n volledige konsultasieproses gaan, dan gaan dit dalk eers hier in 2026 as werklike regulasies gepubliseer word. Maar ons moet bly ondersteuning gee aan ons plaaslike skole. Dink die waardering wat ons daar moet bly uitspreek en seker maak dat die skool wat die naaste aan jou is goed funksioneer. As ek 'n sakeman is, het ek eintlik 'n direkte belang in my gemeenskap dat daai skole goed funksioneer. Nie net omdat my werkers se kinders in daardie skole is, maar die kans is goed dat daai kinders dalk by my moet kom besigheid doen of dalk eendag vir my gaan werk. En ek dink as gemeenskap moet ons bly om daai eienaarskap te aanvaar en dan ek dink veral ondersteuning gee vir ons skoolleiers. Freek, ek kom in baie skole en gemeenskappe dat die personeelkamers lyk vir my moeg. Ek dink ons oorlaai partykeer ons personeel met onrealistiese verwagtinge van sport en buitekurrikulêre programme dat dit so vol is dat ons eintlik in die proses
onderwysers uitbrand en ons kinders uitbrand. En ek dink op skoolvlak moet ons bietjie daardie gesprek ook gaan hê. Wat is die kerngoed? En kom ons fokus daarop en brand nie die mense wat regtig hard werk uit in hierdie proses nie. Maar gee net vir ons die verloop van sake en datums. Freek, ek dink die toelatingsproses in die meeste provinsies het reeds afgeskop. Nou dis die toelating nou vir die nuwe skooljaar. Veral die spannetjie wat nou moet inkom, jou graad R leerdertjies, maar in hierdie jaar gaan ons nou graad R en graad 1 hê wat gaan inskryf in die formele stelsel omdat graad R infaseer word en dan natuurlik die graad 8 leerders wat hoërskool toe gaan. So ouers moet veral nou let op die tydsraamwerke want elke provinsie bepaal sy eies. Die provinsie wat die meeste toelatingsdruk het is natuurlik elke jaar Gauteng en hulle toelatings open in die eerste skooldag van die derde kwartaal. So dis die eerste waarna ouers en gemeenskappe moet uitkyk is die toelatingsproses. Die tweede is natuurlik die regulasies. Nou ek dink nie al die regulasies gaan gelyk gepubliseer word nie. Soos wat die taakspanne klaar is, het die minister se span gewerk en dan gaan dit daarna die staatsregsadviseurs toe. So ek vermoed ons gaan dalk so 2 of 3 op 'n slag gepubliseer kry. Die minister se onderneming was dit gaan vanaf die einde Junie gaan sy hierdie goed begin publiseer. Nou ek verwag dat ons dalk 'n hele tydperk van publikasie gaan hê en kommentaar dan gaan lewer, maar ek dink nie enige van daai regulasies gaan in werking tree voor volgende jaar nie. So daar's ten minste 'n 6 maande oorlegplegingsproses en kommentaar verwerk as dit so vinnig gaan wees. Maar intussen is die volle skolewet soos wat hy gewysig is van krag. So beheerliggame en gemeenskappe moet weet wat daar staan en die oomblik wat amptenare hierdie grense toets, so vinnig as moontlik met FETSAS gesels dat ons kan seker maak dat daai skool word nie geboelie nie, die bepalinge word reg toegepas en waar ons met hof toe gaan dat ons dit maar sal doen. Die daarvoor beplan daar moontlik drama kan wees as van hierdie regulasies toegepas word of die riglyne gevolg word en dat vir al die vakbondlede dan seker moeilikheid gaan maak. Ja, Freekos verwag altyd moeilikheid in onderwys, maar die kapasiteitsdruk, daar het eintlik niks verander in Gauteng die laaste paar jaar oor die hoeveelheid kinders versus die hoeveelheid skole nie. En elke ouer wil gewoonlik eintlik maar net die beste vir sy kind hê. En as daar nie genoeg skole gebou is en gebou word nie, dan gaan daar konstant druk wees. Nou die groot drukpunte, drukprovinsies is Gauteng en kort op 'n lake is die Wes-Kaap. Ons het 'n migrasie van mense gesien na die Wes-Kaap toe. Ons het 'n migrasie gesien van leerders uit die Oos-Kaap uit wat omdat hulle stelsel regtig swak presteer, kan ons die toename in leerdertalle in die Wes-Kaap sien. So daar gaan verseker druk wees. En daai druk is nie noodwendige politieke druk nie, dit is omdat eenvoudig te min skole gebou is of nie op die regte plekke gebou is nie. In die ander provinsies sien ons ook druk op goeie skole. Want 'n pa en 'n ma stem tog met hulle voete. As ek verby 3 of 4 skole moet ry wat 'n 30, 40, 50% slaagsyfer het om my kind te gaan inskryf in daai skool met die 95% slaagsyfer, dan gaan ek dit graag wil doen. So beheerliggame moet doodseker maak dat die kriteria wat ons aanwend billike diskriminasie is en nie onnodig in die sop laat land omdat 'n mens onbillik gediskrimineer het. En ek wil dit beklemtoon. As 'n skool 50 oop sitplekke het vir volgende jaar en hy kry 1000 aansoeke, dan moet daar tog gediskrimineer word. Daar moet kriteria wees om te bepaal wie gaan daai 50 sitplekke kry. En dan laat dit jou gewoonlik met so 950 diep ongelukkige mense wat nie plek gekry het nie. En dan is daar 'n appelproses wat kyk, was hierdie proses billik hanteer. So daar's altyd emosie, veral in die toelatingstyd. Jaco, baie dankie, groot voorspoed vir julle werk. Lekker bly. Baie dankie Freek, dankie vir die saamgesels.